Sy. Goeiemôre almal. Baie welkom by die erediens. Die kinders gaan ook inkom. Hulle moet net nog inkom. Hulle gaan seker nou binnekort. Maar baie welkom hierso vanoggend. Dis 'n lieflike dag. Sommige nou uit die bloute is dit weer 'n somersdag. So dit is lieflik. Ek is baie lief vir die sonskyn in die somer. So vir my is dit lekker. Party hou nou meer van die winter en die koue, maar ek is nie een van hulle nie. Maar ons moet maar deur die seisoene gaan. En gister is tannie was al 2 begrafnisse en een was tannie Marie. Sy was lank 'n lidmaat van ons. En daar so agter teen die muur sê hom Hannes toe vir my, daar's 'n M bo die plekkie waar sy gesit het. Hy het 'n merkie gemaak dat sy altyd nog geweet het sy wil net daar sit. En haar kussing moes ook daar gebly het altyd. So ons gaan haar mis en dit laat ook sy laat 'n groot leemte. Maar so weet ons ook ons almal gaan iewers sterf. Ons moet dit ook aanvaar. Maar ons hoef nie die dood te vrees as Christene nie. Jesus leef, hy het die dood oorwin. En dit gee vir ons hoop. Hierso is die kinders ook nou baie welkom aan julle. Sien julle het ook nou julle TV hierso, dat julle ook kan sien. Dis nou makliker vir julle. Kom ons groet mekaar net, sê vir die mense om jou môre, kom ons sien mekaar raak. Ons is broers en susters in Christus. Ek wil ook vra as jy enige besoekers vanoggend, as jy 'n besoeker is, steek asseblief jou hand op. Ons gee net 'n kruisie wat sê welkom by Nooit Gedacht. Ek sien nie hande vanoggend nie. Ja, hier is ook 'n nuwe maatjie hier nie, nee. Julle almal is al hierso. Is al deel. Baie welkom aan almal. En jy kan daai slide wys, Luke. Kyk, daar's nou weer die slide. Daar's 'n choppie. Wie hou van 'n lekker braai choppie? Ek doen. Hou julle van 'n braai choppie? Lekker lam choppie. Kyk, daar so lekker lyk dit. Dalk het van julle gister gebraai, nou dink julle terug. Julle is nou weer honger. Maar en daai's klippe. So ons sê net vir iemand langs aan ons, wat was goed die week? Die choppie. Laat ons nou dink aan iets goeds. En die klippe is iets wat dalk moeilik was of wat sleg was. So kom ons sê net vir die persoon langs ons, as jy wil, wat was goed? Wat was vir jou dalk sleg of moeilik? Okay, ons gaan eers stop nou. Ek kan nou nie oor jou hele lewe praat hier vanoggend nie, oor die jaar of oor die laaste 5 jaar wat was goed en sleg nie. En nou wil ek weet, wie wil die Christuskers aansteek vir ons vanoggend? Wil jy? Is daar iemand wat nog nie het nie? Want ek weet julle twee het al baie. As daar niemand is nie, dan kan julle saam dit doen. Is daar een van julle wat wil? Gareth? Colin says you must do it. Nee, okay, ons gaan nie iemand forceer nie. Wil julle twee saam dit doen? Okay, kom julle twee dan. Tel ek, dis 'n bietjie hoog. Hou jy dit vas en dan kan Saskia hom aansteek. Sien, nou sit 'n spanpoging. As jy te naby kyk, gaan jou ooghare brand al. Dit gaan nie goed werk nie. Net hierdie kruis nou brand nie. Ons steek die Christuskers aan, want dit herinner vir ons, Jesus is die Here, hy leef, hy het oorwin, hy het die dood ook oorwin, hy is die koning, maar hy is ook hier, hy is altyd by ons. Jy het daar een keer gesê, ja, nou onthou jy dat, Jesus is altyd by ons, maar ons gaan partykeer weg van hom af, of ons vergeet van hom, maar hy is altyd by ons. Selfs al sien ons hom nie, en al voel dit nie so nie, hy is altyd daar, en ons moet dit onthou. Ons gaan nou 'n lied sing,
die lied kyk hoe dat die voeltjies vlieg. Ons gaan bly sit en dis ook vir ons 'n liedjie wat ons troos. Die Here is by ons. Hy sorg vir ons. As ons na die voëls en die blomme kyk, dan sien ons dit. Kom ons sing hierdie lied saam. Ek gaan vir ons vanoggend lees uit Matteus 6 vers 25 tot 27 en dit is uit die Bybel vir almal vertaling. Daarom sê ek vir julle, julle moenie bekommerd wees oor hoe julle sal lewe nie, oor wat julle sal eet en drink nie. En julle moenie bekommerd wees oor julle liggaam nie, oor die klere wat julle moet aantrek nie. Die lewe is belangriker as kos en die liggaam is belangriker as klere. Kyk na die voëls. Hulle saai nie. Hulle sny nie koring af nie. Hulle pluk nie vrugte nie. En hulle maak nie kos bymekaar in 'n stoorkamer nie. Maar julle Vader in die hemel gee elke dag vir hulle kos. En julle is baie belangriker as die voëls. Dit sal niks help as julle bekommerd is nie. Dit sal julle nie langer laat lewe nie. Nie 1 uur langer nie. Broers en susters in Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. So dit help nie ons is heeltyd bekommerd nie. Ons worry heeltyd nie. Dalk is daar 'n toets wat jy moet skryf. Dit help nie jy worry heeltyd nie. Jy moet dan eerder maar leer en bid. Dan weet jy die Here sal jou help. As jy heeltyd worry, gaan jy net sleg voel en dit gaan jou nie beter laat doen. Jy moet ook nie niks worry nie, dis ook nie goed nie. As jy sê, ag ek worry nie, want dan gaan jy ook nie leer nie. Maar ons kan weet, God is by ons en hy help ons altyd, met alles wat ons moet doen. Ons gaan nou die Here loof, ons gaan die lied sing, ek roem U naam. Ons staan saam en ons sê, so vir die Here dankie, ons eer hom en ons loof en prys hom. Kom ons sing die lied saam.
Hoe voel julle vandag? Goed. Wie van julle is bietjie moeg? Ek het jou in die winkel gekry, Saskia. Toe het jy gesê jy is moeg. Voel jy nou beter? Nie meer so moeg nie. Het jy gerus bietjie? Ja, dit help my. Het jy 'n wedstryd gehad? Jy is nog steeds bietjie moeg. Want jy net gesê jy is nie moeg nie. Jy is nie so moeg dan nie. Maar baie keer as jy 'n bietjie verder dink, dan besef mens ek is eintlik moeg. Party weke is rof, daar's so baie goed wat mens moet doen. Julle ook. Skoolwerk, sport, jy moet huiswerk doen nog. Jy is besig. Dan moet jy dalk by die huis ook help met goed. Maar ek wil vir julle vra 'n ballon. Wie van julle was al by 'n verjaarsdagpartytjie toe sien ballonne? Jy was al by 'n partytjie, né? Ja. Jou partytjie. So daar's baie keer ballonne, né, by 'n partytjie. Maar jy gaan nie die ballonne so ophang of so daar hê nie. Dit gaan ons nou nie lekker wees nie. Wat doen mens met 'n ballon? Jy blaas hom op. So wie wil hierdie ballon opblaas? Okay. Blaas jy hom om. So 'n ballon is gemaak om opgeblaas te word. Moet nou net nie so hard blaas dat hy ontplof nie. Jy kan nog 'n bietjie. Dit gaan al werk. Vee hom net af, ja, dankie. Jy weet al. jy dink daarom aan my ook, dankie. So 'n ballon, kyk, dit is nou hoe 'n ballon moet wees, opgeblaas. Maar ons kan nou sê, dit is soos ons. Sê nou maar jy was nou moeg, en jy gaan rus, dan sit soos hierdie ballon wat opblaas, jy is nie uit asem uit nie, jy is nie moeg nie, jy het weer krag, jy kan weer doen wat jy wil, maar sê nou maar jy gaan nou weer skool toe, dan sit nou bietjie van hierdie asem gaan uit, dan sê nou weer bietjie moe, of jy moet dan nou huiswerk doen, dan sê nog 'n bietjie moe, dan moet jy weer rus, as jy nou weer dit 'n klein bietjie opblaas, dan gaan hy nou weer groter raak. Ek kan maar stop, ek wil jou nou nie baie moeg maak nie. So, dan raak hy nou weer groter. So, ons moet so lewe, ons kan nie net besig wees en goed doen en werk heeltyd nie. Jy moet ook rus, jy moet ook speel. Partykeer moet jy sê, ek gaan nou net iets doen wat ek van hou. Dis goed. Maar, as jy nou weer heeltyd rus, dan gaan hierdie ballon al hoe groot, dan is dit soos die ballon wat gaan bars. Dan is jy heeltemal uitgeput. As jy heeltemal rus, dan gaan jy gaan niks kan doen nie, jy gaan niks reg kry nie. So dan is dit ook nie goed nie. So as mens niks doen nie, dan is dit so, dan kan jy nie doen wat jy moet nie. Jy's lui, jy wil nie werk nie, jy worry oor niks. Dan is dit soos hierdie ballon. Maar as jy heeltyd rus, dan gaan die ballon bar, dan is dit ook eintlik soos hierdie. So ons moet 'n goeie balans, kyk hierso sê dit 'n goeie balans. Jy moet hard werk, maar jy moet ook rus. En daar's nog iets wat ons moet onthou. Nou, hierso is sulke prentjies wat vir ons help. Ek het dit al vir julle gewys, maar die een is 'n kragprop. So ons moet ook tyd maak om te bid, om die Bybel te lees, om kerk toe te kom soos julle vanoggend, want so kry ons nuwe krag. As ons dit nie doen nie, as dit soos hierdie TV wat ons die kragprop nou uittrek, hy gaan doodgaan. So ons moet ook tyd maak daarvoor. Ons moet nie vergeet van Jesus nie. Elke dag moet ons met hom praat. So daar's daai liedjie, ons lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. So onthou dit. Okay. Dan gaan julle kan doen wat julle moet en julle gaan krag hê vir die dag. Moenie heeltyd besig wees nie. Partykeer is jy moeg, maar dan is jy op jou foon ook, dan kyk jy heeltyd goed. Dan raak jy net nog moeër. Of jy kyk net TV. Dit help, mens moet soms daai goed los, die krag bietjie uittrek. Dan kan jy regtig rus. Okay. Julle gaan nou na die saal toe, dan gaan julle nou verder bietjie oor dit gesels.
Ons gaan vanoggend lees uit Prediker 4 vers 4 tot 8. Nou ek wil net so 'n bietjie agtergrond gee. Die boek Prediker is deel van die wysheidsliteratuur in die Ou Testament, saam met Spreuke en Job, en daar's ook 'n paar wysheidspsalms. So dis deel daarvan. En Prediker, hierdie woord prediker is die Afrikaanse vertaling van die Hebreëse woord Koheleth. En in vers 1 van hierdie boek. En dit verwys waarskynlik nou soos dit in die Afrikaans vertaal is na prediker. Iets fluit so 'n bietjie, ek weet nie wat fluit so nie. Dink jy dis by ons dalkie, weet jy. Prediker of 'n leermeester of iemand wat 'n vergadering saamroep of toespreek. So dit sê mens nou 'n bietjie meer van wat dit beteken. In Afrikaans is dit nou vertaal met prediker. Die tradisionele siening is dat Salomo die skrywer van hierdie boek is, want in vers 1 hoor mens woorde van die prediker, seun van Dawid en koning in Jerusalem. Maar daar's ook ander mense wat nou kyk na die taal, hulle kyk na die Hebreëus en sê hulle nou weer hierdie taal, hierdie Hebreëus is jonger as wat die Hebreëus was in Salomo se tyd. So en dan kyk hulle nou na ander goed ook in terme van die taal en so aan. So dan sê hulle waarskynlik was dit deur 'n latere wysheidsleraar geskryf. En hierdie persoon het nou leerlinge gehad wat oor wysheid geleer het by hom. Maar dit is gekoppel aan Salomo. Hy was nou bekend gestaan vir sy wysheid. En hierdie goed staan in daai wysheidstradisie van Salomo. So dit is net, baie mense sê dit is dalk eerder deur so iemand later geskryf. En dis nou dieselfde soos byvoorbeeld met baie van die psalms. Baie word toegeskryf aan Dawid, maar dis nie te sê hy het fisies self elkeen van hulle geskryf. So mense moet maar net dit ook in ag neem. Die tema van die boek is dat alles tot niks kom. Alles is sinloos, kan mens ook sê, meer letterlik. So dit kan nogals negatief klink as jy hierdie boek lees. Dit klink so half alles is te vergeefs. Maar dit is ook, daar's ook belangrike goed wat mense in hierdie boek hoor, soos byvoorbeeld, jy leef net so lank, ons almal gaan iewers sterf. Mens moet dit ook aanvaar. Maar wat mens ook moet onthou is, in die boek Spreuke kry mens die tradisionele wysheid van daardie tyd. En dit het gewerk met hierdie idee van daad en gevolg. So as jy goeie goed doen, dan gaan jy geseën word. Dit gaan met jou goed gaan. As jy doen wat die Here sê, as jy lewe soos hy sê, gaan dit goed gaan. En as jy verkeerde goed doen, nie reg leef soos hy sê nie, dan gaan dit sleg gaan. Dan gaan jy swaar kry. Dan gaan slegte gevolge wees. Maar nou sê prediker en Job daag dit 'n bietjie uit en sê eintlik dit is nie so eenvoudig nie. Die lewe, dit gebeur nie altyd net so nie. Daar's nie 'n resep hoe jy kan verseker dit gaan net goed gaan. Die lewe gaan net maklik en lekker wees nie. So mens moet dit ook verstaan in daai opsig. Prediker is 'n bietjie krities teenoor daai siening. En mense wat gedink het, daar so half 'n formule of 'n resep vir die lewe. Daar is nie so 'n eenvoudige resep nie. Goeie mense kry ook swaar, gelowiges kry ook swaar. Slegte mense gaan dit soms mee goed. Dis hoe die lewe ook werk. Ekskuus tog, ek gaan net gewees slukkie van. Die sinus is maar 'n probleem soms. Maar die waarde wat hierdie boek vir ons as Christene het, is ook om te wys hoe lyk 'n lewe sonder Christus. Alles loop dan maar eintlik uit op niks. Maak nie saak wat jy bereik of hoe suksesvol jy is nie. Dit stop by die dood is dan die einde. So dit is vir ons ook so 'n herinnering. Maar die slot in Prediker 12 vers 13 is vir ons 'n belangrike herinnering. En hierin hoor ons, die slotsom van alles wat jy gehoor het, is dit: dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat van die mens gevra word.
Nou ons gaan lees uit Prediker 4 vers 4 tot 8. En hier hoor mens hoor van hard werk en luiheid. En dit nooi ons uit om 'n goeie balans in die lewe te handhaaf. Jy kan nie lui wees en niks doen nie, maar jy kan ook nie jouself doodwerk nie. Dit is ook baie problematies. Kom ons bid saam voor ons hierdie gedeelte lees. Here, die lewe is baie keer gejaag, ons programme is vol, ons kry soms nie tyd eintlik om by alles uit te kom nie. Partykeer is dit omdat ons dit so maak, ons sê nie nee nie. Ons dink ons kan heeltyd gee en gee, Here, maar ons kan nie. Ons moet ook rus. Ons moet 'n goeie balans handhaaf. Ons bid dat U ons sal help, Here, om te rus wanneer ons rus nodig het. Om te luister nou as ons liggaam vir ons sê, ons moet nou 'n bietjie stop. Here, partykeer voel ons skuldig as ons niks doen nie. Ons dink heeltyd ek moet goed doen. Dit is dan wat ek waarde het. Maar ons kry ons waarde by U. U sê vir ons is U geliefde seuns en dogters. Help ons om dit te aanvaar. Here, help ons om nie slawe van hierdie wêreld te word nie. Ons bid dat U deur U woord met ons sal praat vanoggend en dat ons sal kyk na ons lewensritme. Help ons om 'n goeie lewensritme te hê. Help ons om nie van U te vergeet nie. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Ek lees vir ons uit Prediker 4 vers 4 tot 8 en ek lees uit die Bybel vir almal vertaling. Ek het gesien mense werk hard en hulle wil slaag. Hoekom? Omdat hulle jaloers is op mekaar. Ook dit is nie soos dit moet wees nie. Hulle jaag wind. Dwaase gebruik nie hulle hande nie en hulle werk nie. Hulle sterf van honger. Dit is beter om partymal te rus en 'n bietjie kos te hê as om altyd hard te werk en baie kos te kry. Dit is soos om wind te jaag. Ek het nog iets in hierdie wêreld gesien wat nie is soos dit moet wees nie. Iemand is miskien alleen en hy het ook nie kinders of broers nie, maar hy hou aan om hard te werk en hy is nooit tevrede met alles wat hy het nie. Hy sal later dink, vir wie het ek so hard gewerk? Hoekom het ek self so min van alles gebruik? Ook dit is nie soos dit moet wees nie. Dit is 'n baie slegte ding. Nou in die fliek Batman, dan sê die Joker nou, dis nou die slegte ou in daai fliek, dan sê hy, so much to do, so little time. So baie om te doen, maar so min tyd. Dalk voel jy ook soms partykeer so, daar moet meer ure in die dag wees. 24 ure is te min. Ek kom nie by alles uit nie. Daar's net te veel goed. Ek hoor gereeld by mense, hulle is besig aan die gang. Hulle kan nie bybly nie. My lewe is soms ook so. Dis besig, daar's heeltyd iets. En ons fone maak dit nie beter nie. Jy's heeltyd dink mense ook jy is beskikbaar of heeltyd kom goed deur. Dis moeilik om af te skakel dan as jy heeltyd jou foon net wat aan is. Of jy het 'n horlosie, dan kom die boodskappe nog daar ook op. Dan weet jy, as jy nou nie eens op jou foon kyk, jy sien dit nou op nog 'n plek. Dit is hoe die lewe is, dit gaan besig. Nou kinders by die skool is ook baie besig. Mense hoor dit gereeld. Dit is 'n gejaag, dit is skoolwerk en 'n sport en is partykeer nog ekstra goed. En dan moet hulle nog huiswerk ook doen. As jy nou goed is in sport, deesdae dan partykeer koop hulle jou al na 'n ander skool toe as jy graad 7 is. En dan daar's mense in ons gemeente, hulle kleinkinders byvoorbeeld dit mee gebeur. Dan koop hulle jou nou en dan sê hulle, okay, graad 8 kom jy nou na die skool toe. Dit is wat jou gemiddeld moet wees. Ek dink sê nou maar 75 ten minste daarom. Jy moet A-span speel
deur die jare. Partykeer is jy sê net maar vir 2 sporte, sê net maar cricket en rugby. So jy moet aan albei, jy moet presteer. En as jy nou sê nou maar by die onder 16 A's kom of onder 19 A's, dan het jy nooit af eintlik nie. Want jy oefen in die week, dan speel jy naweke, vakansies is al toernooie, in die afseisoen oefen jy weer vir die volgende seisoen. So dit is hoe dit dan raak, en dan tussenin moet hulle nog hulle akademiese werk ook doen. So, jy het ook nie regtig baie tyd saam as 'n gesin nie. So dis hoe dit gaan. Die lewe is baie besig. Selfs afgetredenes, wat mense nou sal dink, hulle sê, jy het nou baie tyd, dis nou rustiger, sê baie keer, ek is besig, daar's klomp goed, wat ek moet by uitkom. So, dis nie net kinders of net jonger mense nie, dit is volwassenes en afgetredenes ook. Nou, ons het nie altyd 'n gesonde, goeie lewensritme nie. As 'n mens eerlik is, sal mens sê, baie keer ek is moeg. My lewe is te besig, ons te veel goed. Die balle wat ek nou in die lug moet hou is te veel. En baie keer val 'n bal dan. Of jy self is een van daai balle wat net val, jy's uitgeput, jy kan nie meer nie. Ons sukkel soms om nee te sê. Baie keer dan kom maar iets deur op my foon, dan kan dit eintlik wag tot die volgende dag, maar dan wil ek nou dit afhandel. En dan sê Leanne vir my, hoorie, hierdie ding kon dalk gewag het. Dis nie so dringend nie. So, ons sukkel soms om nee te sê, om goeie grense ook te stel. Jou werk, dalk stuur jou werk vir jou na ure goed, dan doen jy dit man. Maar eintlik kon jy gesê het dalk nee. Dis nie altyd so maklik nie, maar baie keer kan mens. So party beskryf die tyd waarin ons is as 'n tyd van rusteloosheid. Dalk ervaar jy ook dit, jy kan nie net sit en niks doen nie. Jy kan nie rus nie, daar's heeltyd iets wat jy wil doen, jy wil besig bly. Jy moet besig wees. Dit voel verkeerd as jy niks doen nie, as jy rus, as jy bietjie na jouself kyk en sê, ek moet nou net ontspan. Baie keer voel mens dan skuldig. Is 'n tyd waar produktiwiteit baie hoog geag word. Baie sê ons nou, tyd is geld. So jy kan nie tyd mors nie. Mense wil resultate sien baie keer. So as jy besig bly, as jy goed doen, is dit goed. Maar as jy nou ook die resultate kan wys van wat jy gedoen het, is dit nog beter, dis die beste. Maar dit is nie gesond om heeltyd besig te wees nie. Dis nie hoe die Here ook wil hê ons moet lewe nie. Ons moet tye hê van rus. Ons moet 'n goeie balans hê. Ons moet tyd maak om by die Here alleen te spandeer, om stil te word, om die Bybel te lees. So dis waar hierdie kragprop ritme belangrik is. Ons moet dit inoefen. Ons is afhanklik van die Here. As jy nou met jou kar ry, dan sien jy later daai waarskuwingsliggie. Jou petrol raak min. Nou, jy kan dit ignoreer. Party mense is so, hulle probeer dit tot op die nippertjie te vat. Ek hou nie daarvan. Ek probeer maar as daai liggie aan is, dan wil ek gaan petrol ingooi. Maar party ignoreer dit 'n bietjie. Maar die ding is, jy kan nie met 'n leë tank ry nie. Jy gaan staan iewers. So ons kyk daarna en ons sien dit en dan gooi ons petrol in, maar baie keer in ons eie lewens luister ons nie na die waarskuwingstekens nie. Jy voel jy's moeg, jy voel uitgeput. En dan gaan jy net aan. Jy wil net nog doen en gee. Dan op 'n kol is mens dalk siek. Dan forceer jou liggaam jou om te rus, om net weer asem te skep. So, dis beter om gereeld tye van rus te hê as om te wag tot jy heeltemal plat geslaan is op die grond om dan eers te wil rus. Dis beter om gereeld, soos daai ballon, hy raak papper, hy blaas bietjie af, maar dan kry jy weer asem, hy blaas weer op. Jy wag nie tot hy heel pap is en dan blaas jy hom weer op. Dit moet in ons lewe ook so wees. Ons kan nie effektief funksioneer as ons heeltyd moeg is nie. Wat dan gebeur is, jy's baie keer dan makliker geïrriteerd, of jy is sommer kwaad of ongeduldig,
want jy is eintlik moeg, jy rus nie. So ons gaan nie kan leef soos Jesus van ons vra, as ons heeltyd moeg is nie, as ons uitgebrand is nie. Ons weet, Jesus het self tyd gemaak, as hy byvoorbeeld baie mense gesond gemaak het, en bose geese uitgedryf het, dan het hy tyd gevat, dan het hy alleen gaan stil wees en gaan bid. So ons moet dit ook doen. Ons moet kyk hoe ons lewens inrig. Dit is nou so, sê nou maar, jy wil groot arms kry, jy wil nou gym, jy wil nou groot spiere hê. Jy kan nie elke dag net jou arms gaan oefen nie. Jy gaan 'n besering kry, jou spiere gaan nie herstel nie. So is dit ook met ons. Ons moet 'n goeie balans hê. Ons moet ook rus. So dit help, wat my help is om soms eintlik 'n tyd in my dagboek uit te sit. Sê nou maar 'n halfuur of 'n uur voor alles begin. Dan raak ek net rustig, dan lees ek dalk 'n Bybelgedeelte, 'n skrifgedeelte, of ek bid, ek raak net rustig voor alles begin. En aan die einde van die dag, om net dalk terug te dink oor die dag, te reflekteer, waar het ek iets van die Here gesien? Waar was die Here vandag in my lewe? Sulke goed help 'n mens. Jy leef nie maar net en gaan aan en is besig nie. Maar mens moet sulke gewoontes in jou lewe insit. So dis waar hierdie ritmes ons help. Jy moet die kragprop ritme in jou lewe insit. Jy moet ook kyk na die noodhulpkassie. Soms is mens moeg, soms is mens siek, jy kort hulp, jy het seer. Jy kan nie dit net ignoreer nie. Daar siek die wekkertjie ook, die horlosie. Ons moet kyk hoe gebruik ons tyd ook. Dit wat ons het. Die probleem soms is, die lewe draai om onsself. Ons is die middelpunt. Dan wil ons baie goed doen, want jy wil jouself bewys. So as jy glo, jy is wat jy doen, gaan jy heeltyd goed wil doen, dan het ek waarde. Net as ek goeie goed doen, so ek moet heeltyd goeie goed doen. Ek kan nie nee sê vir ietsie, want dan, wat gaan die persoon dink? Wie gaan ek dan wees? So dis 'n groot probleem, dat ons meet net aan dit wat ons doen. Of ons meet ons net aan wat ander van ons sê. As dit die geval is, dan wil jy heeltyd mense gelukkig hou. As iemand nou iets sleg sê, dan is dit 'n krisis, voel jy's waardeloos. Maar as iemand iets goed sien, dan sê weer iets goed sê, dan sê weer in die wolke. Ons kan ook nie so lewe nie. So ons is eintlik vry as ons besef, ek is nie wat ek het, of wat ek doen, of wat ander sê nie. Ek is wie God sê ek is. Ek is sy geliefde kind. En 'n baie belangrike ding is, dat ons doen kom uit ons wees uit. So as ons verbonde bly aan die ware wingerdstok, dan gaan ons vrug dra. Goeie goed gaan uit ons lewe uitkom, maar dit kom vanuit daai verhouding met die Here. So ons het nou vandag gehoor ook, ons kan nie net lui wees nie, dit is ook nie goed nie. Die Here gee vir ons talente en gawes. Hy wil ons gebruik in hierdie wêreld. Ons werk ook tot eer van hom. Maar ons moet ook rus. Ons kan nie net heeltyd werk nie. So in Prediker 4 het ons dan gehoor, een van die dinge, ek kan na daai volgende slide toe gaan loop, een van die dinge hoekom mense baie keer hard werk, is hulle is jaloers op ander. Ek sien wat ander het, ek vergelyk my met hulle, ek wil ook dit hê. Daarom werk ek te hard. Daarom rus ek nie, want ek weet, sê nou maar, tyd is geld. Ek moet kom waar ander is. Dit is die belangrike ding. So dit is die een ding wat die prediker noem, die eerste ding. Mense wil hard werk en wil graag slaag, omdat hulle jaloers is op ander. En weer eens, Facebook en Instagram en daai goed, wys vir jou baie meer wat het ander. Jy sien dit, jy's baie makliker dan ook jaloers. So, jaloesie kan 'n lelike ding raak. Dit kan jou lewe oorneem en jy kan nie rus nie. In vers 5 hoor ons dat mense lui is. Hy wil nie werk nie. En ons hoor daarin, dwaase gebruik nie hulle hande nie en hulle werk nie.
hulle sterf van honger. So as jy ook ly is, ly jy daaronder. As jy op skool is en jy leer nooit, jy gaan sukkel, jy gaan dalk eers skool slaag nie. Party kom dalk deur nog, maar jy gaan sukkel. Vorentoe ook gaan jy sukkel. Jy moet hard werk, dit is ook belangrik. Kyk hoe lê daai ou, hy wil eers die chips uit die bord uit optel, hy vat dit sommer net met sy mond. So om so lui te wees is nie goed nie. Ons hoor in vers 6, dis beter om partymal te rus en 'n bietjie kos te hê, as om altyd hard te werk en baie kos te kry. Dit is soos om wind te jaag. Jy kan nie wind vang nie. Jy mors eintlik jou tyd. So, dis beter om partykeer te rus. Jy het dalk 'n bietjie minder, maar jy rus. Jy is nie 'n slaaf van werk en besig wees nie. En die laaste ding is, hier gaan dit nou oor die rykdom. Ek het nog iets in hierdie wêreld gesien wat nie is soos dit moet wees nie. In die 1983 vertaling sê dit, ek het in hierdie wêreld nog meer gesien wat tot niks kom nie. Iemand is miskien alleen en hy het ook nie kinders of broers nie, maar hy hou aan om hard te werk en hy is nooit tevrede met alles wat hy het nie. In die 83 vertaling sê dit, daar was 'n man wat alleen was, sonder seun of broer. Tog was daar nie 'n einde aan al sy inspanning nie. En hy was steeds op soek na meer rykdom. Hy sal later dink, vir wie het ek so hard gewerk? Hoekom het ek self so min van alles gebruik? So dit help ook nie, jy werk net heeltyd, jy wil meer rykdom hê, dit is jou fokus in die lewe nie. Jy gaan nooit genoeg hê nie, dit gaan nooit ophou nie. Dis nou soos as jy nou sê nou maar 'n plastiek houertjie vat en hy het 'n gat onder en jy gooi sand in. Dit val net heeltyd deur. Jy moet heeltyd nog. So as dit net se fokus is in die lewe, mis jy ook die punt om net heeltyd meer geld te kry. Ons hoor so, dit is so hartseer hier wat vertel word. Die man het nie kinders of 'n broer nie. Hy's alleen. Hy was alleen. Maar tog gaan dit net oor geld en om meer rykdom te kry. En hy het dalk gedink vir eendag, as ek nou oud is, dan kan ek dit geniet. Maar dan dink hy later, hoekom het ek nie meer van hierdie goed wat ek gehad het gebruik nie? Dit is die fout wat mense ook soms maak. Jy werk jou lewe, jy werk kliphard die hele tyd en jy dink as ek nou aftree, gaan ek die lewe begin geniet. Gaan ek geniet wat ek geniet wat ek het. Maar mens weet nie, dalk sterf jy, dan kon jy nooit dit geniet het nie. So mens moet ook nie so wees nie. Mens moet nou ook die lewe geniet. Dit wat die Here mens gee, gebruik. Mens moet nie heeltyd net dink aan, ek sit als weg vir eendag nie. Mens moet voorsiening maak, maar mens moet ook nou die tyd wat mens het, geniet. Ek het gehoor van 'n oom wat dit gebeur het, hy het baie weggesit, hulle wou nou, hy en sy vrou het toe, as hy nou aftree beplan, hulle gaan nou toer, en alles, en toe net na sy aftrede, toe sterf hy. Toe sy vrou ook spyt, hulle moes dalk bietjie vroeër van dit gebruik het. So, ek wil hê, daar's 'n paar vrae waar jy net moet nadink vandag. Wat sit agter jou besig wees? Hoekom is jy so besig? Daar is iets wat daar agter sit. Wat sit agter jou onvermoë om 'n goeie balans in die lewe te handhaaf? Wat keer jy om te rus as jy regtig moeg is? Wat is die dryfveer in jou lewe? Wat is dit wat jou motiveer? Hoekom doen jy wat jy doen? Wie of wat is die middelpunt van jou lewe? Gaan dink bietjie daaroor, gaan dink na oor jou lewensritme. Daai help mense om 'n nuwe lewensritme te kweek, hierdie ritmes. So dis belangrik dat mense dit inoefen. Kom ons bid saam. Here, help ons om nie te val vir daai leuen dat ons is wat ons het of wat ons doen of wat ander van ons sê. Help ons om vanuit ons verhouding met U te lewe. Help ons om tyd te maak om stil te word in U teenwoordigheid. Here, ons is nie masjiene nie. Ons kan nie heeltyd net gee en doen nie.
Ander mense dink dalk dis moontlik, maar dit is nie. As ons dit doen, gaan ons uitbrand, Here. En dan kan ons niks doen nie. Help ons om te onderskei wat is regtig belangrik en noodsaaklik en wat kan eerder wag eers. Here, help ons om uit ons rus uit te lewe. Ons lewe nie om net te rus nie, maar ons rus om te lewe. So U het vir ons hierdie geskenk gegee van 'n rusdag. Ons begin met die rusdag en dan gaan werk ons. Dan doen ons goed. Here, dit is die ritme wat ons nodig het. Help ons om te besef ons is afhanklik van U. By U kry ons die krag wat ons werklik nodig het. Here, dankie dat ons kan weet U is lief vir ons. U sorg vir ons. Partykeer raak ons so besig ook en wil klomp goed doen want ons vergeet U sorg vir ons. U is daar vir ons. Here, dankie dat ons, as ons na die voëls kyk en die lelies, dat ons kan weet U sorg vir hulle. En daarom, ons wat belangriker is as voëls en blomme, U sal vir ons sorg. U sien ons raak. U gee om vir ons. Dankie ook hoe U ons gemeente gedra het oor jare. Ons dankie weer eens vir die bazaar, vir daai goeie bedrag wat ons kon insamel het. Sonder U kan ons niks doen nie, Here. Ons is maar net lote. Maar U verander ons. U gee ons krag. U laat ons vrug dra. Help ons om in U te bly, Jesus. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Daar's nou geleentheid vir die gee van die dankoffers en dan gaan 'n paar afkondigings ook gedeel word.
Kom ons sluit die oë. Here Jesus, baie dankie dat ons vanmôre so bevoorreg kan wees om 'n bydrae te kon maak wat ons vir die kerk kan gee, wat aangewend moet word in ons gemeente. Dankie Here dat ons alles wat ons het van U af ontvang. U is die eienaar van dit alles en U laat ons toe om dit te gebruik en te bestuur. Help ons ook Here, seën dit wat ons hier ontvang het, dat ons dit met seën en met vrug in ons gemeente sal aanwend. Ons bid dit in U naam met groot dank. Amen. Dan sê ek, kom ons kyk gou na die afkondigings. Moenie vergeet nie, komende donderdag is die hemelvaartdiens, 6:30. En dan ons Pinkster begin op volgende Sondag, 6:30 in die aand. Daar gaan weer sop en broodjie wees, maandag tot donderdag. Al versoek is daar dat die asseblief die eie beker sal saambring. Kom geniet dit voor die diens. Die nissies, jy sien ook daar by afkondigings die besoektyd vir die nissies, kan ons vra dat u asseblief daarby sal hou, dis so Dinsdag, Woensdag en Vrydag 8 tot 1. Op die kerkraad, onlangse kerkraadsvergadering, het ons vir Daniel Kap gekies as die diaken. Ons sê vir hom ook baie geluk en baie welkom ook hier in die kring van die kerkraad. Die bazaar, 'n pragtige bedrag. U sien daar so oor die R100,000 ingekom. Daar sien weer vir Leandi en wat voorgevat het en almal wat gewerk het, almal wat gekoop het. Baie dankie. Dis 'n wonderlike bedrag. Ek het 'n paar verjaarsdae vandag, Marina Kloete, Richard Kern, Charlene Leroux verjaar en Chris Maree ook. Sê vir hulle baie geluk op hierdie mooi dag en dan ook almal wat in die week verjaar. Mag julle werklik in hierdie nuwe lewensjaar ook God se liefde en sy omgee ervaar. Op ons gebedslys, jy weet self, Alta Stols en Marie de Plessis is oorlede. Ons bid nog steeds vir hulle families in hierdie tyd van hartseer. Albei roudienste was gister gewees. In die hospitaal is by die tyd nog al die tyd. Dorien van As sukkel met haar gesondheid en ook is Gert Sekie herstel daar in Aurora. Baie dankie. Ons slotlied is Skuil by die Vader. Kom ons staan en sing hierdie lied. Ontvang die seën van die Here. Julle kan weet dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle sal wees en bly. Amen. Dan sing ons gaan dan heen.